Tweede lesing vanaand. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor wilskrag, maar voordat ons begin, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar dat ons weer die geleentheid het om in die woord in te delf en in die beginsels wat te doen het met geestelike groei. Here, my gebed is dat ons ontvanklik sal wees vir die inspraak van die Heilige Gees in ons lewens en dat ons hierdie aspek wat ons vanaand gaan bespreek van wilskrag, dissipline, selfdissipline, dat ons dit ter harte sal neem. En dat ons sal agslaan daarop en dit sal implementeer in ons lewens. So leer ons, lei ons vanaand deur U Gees in Jesus naam. Amen. Goed, kom ons begin om te kyk. Eerstens, waarom wilskrag? Wat het ons gisteraand gesê? Waarom is wilskrag belangrik? Wat gebeur as daar nie wilskrag is nie, maar ons wil geestelik groei? Onthou jy daai eerste prentjie van die leeu wat so op die tak gelê het? Daar gebeur niks as daar nie wilskrag is nie. So, die idee van wilskrag is om die liggaam te motiveer en te dryf om beter en meer te doen, om die liggaam te leer om die verstand te gehoorsaam en nie vice versa nie. Onthou, ons gebruik fisiese fiksheid en gesondheid as 'n model waar volgens ons die beginsels van geestelike groei gaan verstaan. Daarom verwys ek hierso na liggaam. Nou, wat is wilskrag? Kom ons hoor 'n paar idees. Wat is wilskrag? Colette, wat is wilskrag? Om op te staan. Daar's definitief wilskrag nodig as jy wil opstaan in die oggend, verseker. Wat is wilskrag? Gee 'n bietjie vir my 'n definisie. As jy ietsie wil hê? Ja, voorbeeld is goed. Ja. En die dag was vakansiedag, 24 September. Die man sê, maar dis vakansiedag, die naaste brood gaan nie uit. Ek sê, meneer, kyk, ek soek 5 brode by die George Hospitaal, by die pediatriese afdeling. Ek soek net 5. En wag, ek gee my 5. Asai. Dis deursettingsvermoë. Dis deursettingsvermoë. Ek stem saam, maar hierdie beginsels, onthou deursettingsvermoë en wilskrag is verwant aan mekaar. So ja, definitief. Dis nou hoe sy wilskrag gedefinieer het, maar dit verwys ook na deursettingsvermoë en daai aspek van om nie nee te aanvaar as 'n antwoord nie. Definitief is dit verwant aan wilskrag. Maar ek soek nog 'n definisie vir wilskrag. Om gemotiveerd genoeg te wees om iets gedoen te kry. Met ander woorde, wat hy opmik, is dat dit nie net gaan oor die idee nie, maar om te doen. Met ander woorde, om dit wat jy wil doen, die besluit in aksie te stel. Kom ons kyk nou 'n paar definisies van wilskrag. Eerstens, die woord bestaan uit 2 dele. Die wil, en wil beteken die begeerte, die besluit of die keuse. Met ander woorde, dit wat in die verstand gebeur, nê? En dan krag. Nou daai krag is vermoë, autoriteit of mag. So wilskrag moet dan die 2 elemente saam wees. So, dis die vermoë om 'n besluit te maak en getrou deur te voer totdat dit suksesvol afgehandel is. Baie belangrik. Wilskrag is nie net om met dit te begin nie. Wilskrag is om deur te druk tot die einde, tot die volëinding, totdat dit wat die doel was, bereik is. Nog 'n definisie. Die krag om te weier om in te gee voor negatiewe, onnodige of nuttelose gewoontes. Nou wat is die verskil tussen die eerste en die tweede definisie? Die eerste definisie is meer die positiewe benadering daartoe, maar die tweede definisie kyk na die negatiewe gedeelte. Die tweede definisie is nou tipies dit wat jy moet toepas wanneer iemand vir jou 'n sjokolade aanbied, maar jy is op 'n dieet. Die vermoë om te kan sê nee en dit by nee te hou. Nie daai idee van nee, weet jy wat, eintlik moet ek nie, maar dis nie wilskrag nie. Goed, dan 'n derde definisie, kort en kragtig, die autoriteit wat die besluit het oor die drang. Die autoriteit, die gesag, die krag wat daar is in die besluit om nie in te gee vir die
drang nie. So, in Engels kort en kragtig mind over matter. Die besluit moet regeer. Onthou ons het gesê, daar's 'n innerlike konflik in die mens. Dit wat jy besluit het, teenoor dit wat jy wil hê. Die besluit teenoor die drang. Dan, wat is die resultaat van wilskrag in werking? Wat gebeur wanneer jy wilskrag effektief en suksesvol voortdurend toepas? Wat gebeur dan? Wanneer daar wilskrag is daar fermheid, beslisheid, vasberadenheid, resolusie, volharding en die krag om jouself te druk om prestasie en doelwitte te bereik, ongeag hoe jy voel. Onthou wat ek gister genoem het. Facts don't care about your feelings. Dit gaan oor, wat was die besluit? Die besluit is iets wat jy realiteit wil maak in jou lewe. Jy wil hê, dit moet die feit word. So dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Onthou ek het gister die voorbeeld gebruik van Lenet, né? Lenet het nie genade gehad met ons as ons sê ons is 'n bietjie styf nie. Hoekom? Want sy het 'n doel voor oë. Sy wil hierdie klomp chubby mannetjies, wil sy fiks kry. Ek gee sy vir jou teerpale en modderpoele om deur te gaan ensovoorts. Facts don't care about your feelings. Jy gaan nie by die doelwit uitkom op 'n gemaklike manier nie. Jy moet jouself druk, jy moet aanhou, jy moet deur die moeilike proses gaan. Jy moet buite jou gemaksone beweeg om daai doel te kan bereik, om te kan groei, om te kan vorder. Gaan nie oor hoe jy voel nie. So, is wilskrag en dissipline verwant aan mekaar? Verseker, is dit dieselfde ding? Nee, definitief nie dieselfde ding nie. Ja, beslis, dis nie dieselfde ding nie. So wat is dissipline? Volgens die Oxford Dictionary, vir die woorde disciplined, disciplining en disciplines, is die definisies as volg. To train by instruction and practice, as in following rules or developing self-control. The sergeant disciplined the recruits to become soldiers. En dan sê hulle gaan sien sinonieme daarvan. Die tweede definisie. To punish in order to gain control or enforce obedience. Nou onthou, hierdie is nie iemand anders wat dit toepas wanneer dit kom by jouself nie. Dis jy wat jouself moet straf terwille van die resultaat. Nou dis nie 'n ding wat van nature vir 'n mens kom nie. Ons is altyd mos geneig om bietjie meer genadig met onsself te wees as wat ons met ander mense is, né? Rules for thee, but not for me. Dan die derde ene. To impose order on, needed to discipline their study habits. So dit gaan oor daai orde wat jy wil instel. Sekere reëls wat jy gaan vestig en sê, ek sal by hierdie reëls bly, ongeag van hoe ek daaroor voel. So, wat is selfdissipline? Uit die aard van die saak, wanneer jy dit wat dissipline is, op jouself toepas, sonder dat daar enige buite-insette is. Iemand anders kan help, maar die verantwoordelike persoon is jyself. So, selfdissipline is die innerlike krag, die ruggraat van deursettingsvermoë en volharding om te doen wat jy besluit het gedoen moet word, al is jy nie lus om dit te doen nie. Wat jy voor lus is, wat jy nie voor lus voel nie, daai, ek wil amper sê, frivolous elemente moet vir jou irrelevant raak, maar ons vind dat meeste mense word eintlik geregeer deur hulle lus, hulle drange, dit wat lekker, dit wat maklik is. En dis hulle grootste struikelblok, om by dit verby te kom. Om te sê, nie wat my liggaam wil, of dit wat lekker is nie, maar dit wat nodig is, om my by my doel uit te bring. So, dis die vermoë om van instiktiewe en onmiddellike bevrediging of plesier af te sien, ten gunste van 'n groter wins of meer bevredigende resultate, selfs al verg dit tyd en inspanning. So is hierdie maklik. Nee. Selfdissipline is nie maklik nie, maar wanneer jy dit begin implementeer en jy sien die resultate daarvan, dan is dit iets wat jou eintlik al hoe meer dryf
om dit te implementeer in ander aspekte van jou lewe ook. Want die oomblik wat jy die resultate sien, dan besef jy, maar hierdie spreek eintlik van wie en wat ek is. Ons gaan net nou sien, wat is die verband tussen besluit en op die ou ende jou lotsbestemming. Want mense maak nie altyd die konneksie tussen daai twee goed nie. Daar's baie trappe tussenin. Maar dis amper soos domino's, waar die een klein dominoutjie slaan die volgende ene om, en so gaan dit aan, totdat dit op die ou ende bepaal wie en wat jy word. So, wat is die potensiaal van selfdissipline? Christ Object Lessons sê, self-discipline must be practiced by everyone who would be a worker for God. This will accomplish more than eloquence or the most brilliant talents. An ordinary mind, well-disciplined, will accomplish more and higher work than will the most highly educated mind and the greatest talent without self-control. Talent word gemors op iemand wat nie die selfdissipline het om dit te ontwikkel nie. Alle mense het potensiaal, maar bitter min mense in hierdie lewe bereik hulle volle potensiaal. En dit wat die verskil maak, is wilskrag en selfdissipline. Om deur te druk, om te sorg dat jy doen wat ook al nodig is om daai talente te ontwikkel. Wat sy hierso sê is baie, baie eenvoudig. Jy kan eloquent sê, jy kan regtig goed wees in praat voor mense, in wat ook al. As jy nie die selfdissipline gaan hê, om ook daarmee jouself verder te ontwikkel nie, gaan daai natuurlike talente niks help nie. Jy kan verder kom met minder natuurlike talent, as jy selfgedissiplineerd dit wat jy wel het, ontwikkel. As iemand wat dit net het. So, hoe is selfdissipline en wilskrag dan verwant aan mekaar? Wilskrag lei tot selfdissipline en selfbeheersing, indien dit voortdurend en konsekwent uitgeoefen word. Sodra ek my wilskrag effektief kan uitoefen, is my lewe meer gedissiplineerd. Nou hier kom 'n baie belangrike aspek. Dissipline in een aspek van jou lewe beteken nie dat jy dissipline het in elke ander aspek van jou lewe nie. Met ander woorde, as jy dissipline begin ontwikkel, dan is dit net vir die aspek waarin jy dit ontwikkel, wat dit effektief gaan wees. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Ek het baie selfdissipline om te kan lees en studeer. Maar vra my vrou, het ek selfdissipline om my eie klere op te tel? Nope. So dissipline in een ding is nie noodwendig dissipline in 'n ander ding nie. Want dit gaan baie oor jou prioriteite, en ons gaan net 'n bietjie gesels oor prioriteite. Oor dit wat vir jou belangrik is. Maar nou, dikwels het ons nodig om juis in dit waarin ons swak is, selfdissipline te ontwikkel, sodat ons meer gebalanseerd kan groei. Sekere dinge kom vir sekere mense van nature, ander dinge kom vir ander mense van nature, en ons het nodig om in dit waarin ons swak is, veral aandag te gee en te ontwikkel, om selfdissipline daar te gebruik, om onsself op te hef in geheel, as mens. Veral ook in die konteks wat ons nou van praat, van geestelike groei. Daar waar ons swak is, party mense byvoorbeeld, hou nie regtig van Bybel lees nie. Hulle sal baie eerder net luister na wat ander mense sê. Maar dit veroorsaak 'n gaping in hulle geestelike lewe. Hulle gaan maklik 'n rad voor die oë gedraai kan word, omdat hulle nie self 'n ding bestudeer nie. So daar moet hulle daar waar hulle swak is, meer moeite insit, en sê maar hier wil ek myself versterk en opbou. So, maar hoe leer ek dit dan? Hoe leer ek dit aan? Michael Gervais sê, willpower is both physiological and psychological. It's an internal conflict, a standing civil war within ourselves. Hy praat daarvan dat dit nie net fisies is nie, is nie net fisiologies nie, dis ook iets wat
sielkundig in jou werk, en dis daai stryd waarna hy verwys. Nou, die oomblik wat jy iemand se wilskrag sou toets op hulle swakpunt, dan kan hulle dit letterlik met instrumente lees. Ons gaan net 'n aanhaling sien van, of 'n verwysing sien na Kelly McGonigal. Sy is een van die voorste kenners in die wêreld op wilskragstudies. En sy het letterlik gaan kyk, wat is die fisiologiese effek van die toets van iemand se wilskrag op daai persoon se wese. En wanneer jy getoets word op 'n swakpunt, manifesteer dit as stres. Byvoorbeeld, hulle sal vir iemand wat op 'n dieet is, in 'n kamer sit en dan 'n bakkie pudding voor daai persoon neersit en vir die persoon sê, moenie dit eet nie, en dan loop hulle uit. Daai persoon is gekoppel aan sensors. Wat gebeur amper oombliklik? Hulle hartklop gaan op. Hulle lesings vir stres begin onmiddellik op te gaan. Hoekom? Want hulle wil dit hê, maar hulle weet hulle mag dit nie kry nie. En van haar studies op kinders is fascinerend interessant. Sy vat kinders, ek praat van relatiewe klein kinders, laerskool ouderdom. Sit hulle in 'n vertrek, sit vir hulle 'n marshmallow daar neer en sê, as jy hierdie marshmallow vir die volgende 10 minute nie eet nie, kry jy 'n pakkie marshmallows. Dan loop hulle en hulle kyk deur een rigting glas hoe die kind reageer. Die kind sal aanvanklik wegkyk, wil nie eers vir die marshmallow kyk nie. En dan begin hulle te kyk. Dan kom hulle nader en ruik hulle. En so naderhand letterlik van die kinders het die marshmallow gelek. En as hulle eers op daai punt gekom het, is dit verby en eet hulle hom. Hulle het nie die vermoë gehad om vir hulle self te sê nee. Nou onthou, as hulle aanvanklik net weggekyk het, met ander woorde, vermy die versoeking totaal en al, kyk in 'n ander rigting, sou hulle dit waarskynlik gemaak het. Maar die oomblik toe hulle begin ingee, en onthou dit begin stelselmatig, het ons net 'n vinnige kyk, en toe 'n langer kyk, en toe die ruik, en toe die proe, en toe is dit verby. En die interessante ding is, onthou nou daai fisiologie, né? Jou hartklop gaan op. Wanneer jou hartklop opgaan, dan begin jou asemhaling ook vinniger te raak. En een van die dinge wat sy toe doen, is sy sê, maar kom ons kyk of ons dan die fisiologiese kan gebruik om die verstand te versterk. En sy sê vir een van die persone wat deel was van die toetse, die oomblik wat jy daai stres begin ervaar, in hierdie versoeking wat voor jou geplaas word, dwing jouself, forceer jouself om stadiger asem te haal. En die persoon doen dit. Wat gebeur wanneer jy jouself dwing om stadiger en dieper asem te haal? Jy kry meer suurstof, maar nie net dit nie. Jou hartklop word afgedruk. Onthou dat jy is nie besig om te hardloop nie. So dis nie 'n fisiese ding wat nou maak dat jou hart vinniger moet klop nie. En die oomblik toe hulle dieper begin asemhaal en hulle hartklop afdwing, toe ervaar hulle minder stres. Maar wat het veroorsaak dat die stres verlaag? Iets wat hulle fisies gedoen het die stres verlaag. Goed? En daai mense het eksponensieel groter sukses gehad om die weersoeking te weerstaan. So daai twee elemente is aan mekaar gekoppel. Die fisiologiese en die sielkundige. Daai twee goeters het effekte op mekaar. So, haar aanbeveling is, gebruik dit. Gebruik dit om daai stresvlak te verlaag en dan daai versoeking te kan oorbrug. Later 'n bietjie meer oor daai tipe van eksperimente. So, waar begin ons met selfdissipline? Die eerste stap is identifisering van daai innerlike konflik. Onthou, dis amper soos daai stappe wat jy deurgaan as jy alkoholist is. Wat sê hulle is die heel eerste stap? Erken dat jy die probleem het. Identifikasie van die probleem is waar die hele proses begin. So, onmiddellike gratifikasie versus langtermyn voordeel. Dink 'n bietjie aan ietsie soos, jy is op 'n dieet en daar's nou lekkernye daar.
Onmiddellike gratifikasie is om dit nou te eet. Maar hoe gaan jy voel oor 'n rukkie? Hoe gaan jy na die tyd voel oor jouself? Jy gaan sleg voel. Jy gaan voel, ek het nou totaal en al geval. En was daai lekkerny dan nou die moeite werd? Nee. Want op die ou ende gaan jy jou langtermyndoel ook nie kan bereik nie. Goed? So as jy die heeltyd die langtermyndoel in oë het, dan het jy 'n sterker krag om op hierdie stadium te sê nee vir daai versoeking. Maar nou praat ons oor die fisiese, maar ons gebruik dit in terme van die geestelike. So, hoe lyk hierdie onmiddellike gratifikasie versus langtermyn voordeel vir die geestelike? Dit gaan oor die tydelike teenoor die ewige. Onthou dat ek so 'n tydjie terug gepraat het oor Barnabas by een van die byeenkomste hier. En hy het gegaan en eiendom wat hy gehad het hy verkoop en die geld gevat en dit aan die voete van die disippels neergelê, sodat die evangelie kan verkondig. Nou baie mense gaan dink, maar dis onnoosel, want eiendom is eintlik 'n langtermyn belegging. Maar hy was besonder wys, want die eiendom was 'n langtermyn aardse belegging, maar die hemelse belegging om mense vir God te kan wen, is 'n belegging in die ewigheid. Dis 'n langer termyn belegging. So hy het eintlik geweldige geestelike insig gehad. Hy het verstaan wat werklik die moeite werd is. Hy het vir homself gesê, nee vir die voordeel wat hy nou het, terwille van die voordeel nie net van homself nie, maar van veelvuldige ander vir die langtermyn. Dit gaan oor die ewige. Nie net vir hom nie, maar ook vir ander. So, baie mense sê, maar vorige generasies het meer wilskrag gehad. Hulle was sterker as wat ons is. So, het vorige generasies meer wilskrag gehad as ons vandag? Is dit moontlik? Toe hierdie vraag opkom, want baie mense kan sê, maar jy weet, ek kan nog onthou, jy weet, my ouma en my oupa, hulle het altyd nog voor die son opkom, as hulle op, en ouma is besig om beskuit te bak, en oupa het die beeste gaan melk, en, hulle het wilskrag gehad, ons het nie. Toe Kelly McGonigal hierdie navorsing gaan doen, toe kom sy agter, dis louter nonsens. Hulle het nie meer wilskrag gehad nie, maar daar's wel 'n verskil, en hier moet ons mooi oplet, want dit spreek tot die tyd waarin ons is. Kathleen Wons, nog 'n navorser, sê, daar is navorsing wat toon, dat mense steeds dieselfde selfbeheersing het as in vorige dekades, maar ons word al hoe meer met versoekings gebombardeer. Ons sielkundige stelsel is nie opgestel om al die potensiële onmiddellike bevrediging te kan hanteer nie. Ons het dieselfde hoeveelheid weerstand, wilskrag, maar vorige generasies het nie die temptasies gehad nie. Onthou, wilskrag is 'n funksie van die verstand. Jou verstand is baie soos 'n spier. As jy na 'n gimnasium toe gaan, en jy gaan nou curls doen, daai wat jou bicep vorm, en jy vat nou 'n swaar gewig en jy begin met hom te oefen. Naderhand kan jy hom nie meer optel nie. Hy's te swaar. Hoekom? Want jou spier is moeg. Nou gaan party ouens, hulle sit hom neer en hulle vat 'n ligter gewig en hulle doen dit totdat hulle daai ligter gewig nie meer, kom ons sê nou jy begin by 25 kg. Nou doen net met 20 kg totdat jy nie meer kan nie. Dan sit hulle hom neer, dan vat hulle 10 kg, dan doen hulle dit totdat hulle nie meer kan nie. Maak nie saak hoe groot hulle is, naderhand kan jy dit 2 kg doen en op die einde kan jy nie meer nie. Hoekom? Jou spier is pap. Hy kan nie meer nie, hy's uitgeput. Jou wilskrag werk identies dieselfde. As jy iemand se wilskrag lank genoeg op dieselfde manier hamer, gaan daai persoon val. Dis hoe wilskrag werk. Nou, as 'n vrou in 1900 skielik lus was vir 'n chocolate, hoe het sy hom gekry? Daar was 'n kafee op die hoekie. Hy man moet op 'n perd klim en hy moet baie ver ry om 'n kafee te gaan soek, 'n winkel te gaan soek, en dit was in elk geval nie oop tot laat nie. Maar vandag het alles so maklik geword. As jy daai tyd lus was vir kitskos, was daar iets soos kitskos? Nee, daar was nie. Vandag is dit 'n dime a dozen. Jy moet kies watter tipe kitskos wil jy hê.
Daar's net soveel meer goeders wat ons kan tenteer, dat jou wilskrag het letterlik net nie meer kan hou nie. So, in watter vorm kom hierdie oormaat van versoeking? Ene is in vermaak. Ek onthou toe TV uitgekom het. Ons het aanvanklik nie 'n TV gehad nie, ons bure het 'n TV gekry. En dan het ons amper elke aand by die bure gaan kuier, want ons wil nou TV kyk. En TV was nie lank aan nie, as ek reg onthou was dit 6 tot 8. Toe gebeur daar iets ongelooflik. TV is nou ewe skielik 6 tot 9. Dit was ongelooflik, dit was amazing. En toe ewe skielik word dit vroeër en daar kom 'n tweede kanaal. Vandag, genade. Daar's 'n paar honderd verskillende kanale wat jy net mooi kan kies wat jy ook al wil kyk. So dis 'n oormaat van daai versoeking en dit is net die kassie. Dis nog nie rolprente en al die ander forme van vermaak nie. Daar's vandag eintlik 'n totale oormaat daarvan. Sosiale media, een van die groot probleme vir jong mense vandag. Dis nie net Facebook nie. Dis Facebook en Twitter en TikTok en al hierdie verskillende goed. Wat hulle die heeltyd versoekings gee. Dan allerlei aktiwiteite. Van tevore was dit nie 'n uitdaging dat 'n kind te veel verskillende aktiwiteite by betrokke is nie. Maar vandag, op skool, jy kan hoeveel verskillende sporte doen, en dit praat nie eers van die buitekurrikulêre goeders, soos byvoorbeeld boogskiet en perdry en al daai tipe van dinge nie. Dis alles goeders wat die aandag aftrek, wat jou verdeel, en jou wilskrag kan ondermyn. Dan, ander verpligtinge, net die verpligtinge van die lewe. Onthou 'n klomp dekades terug, was dit heeltemal voldoende net vir die man om te werk en die vrou kon by die huis bly. Vandag is dit nie meer so eenvoudig nie. Vandag in die meeste gesinne is dit nodig vir beide om te werk, net om die rekeninge te kan betaal die einde van die maand. Dis allerlei verpligtinge, dinge wat jy het om te doen, wat jou die heeltyd hamer en tuister, en die ander een is sport. Nou sport is wel 'n vorm van ontvlugting, maar sport is eintlik ook iets wat mens nie net na kan kyk as iets wat jou wilskrag kan ontwikkel as jy die sport beoefen nie. Meeste mense vandag beoefen nie meer die sport nie. Sport het nou die eerste een op die bord geword, vermaak. En hulle het nie meer die dissipline om te sê, nee, ek gaan eerder hierdie tyd investeer in iets wat my gaan ontwikkel nie. Ontwikkel sport kyk jou op enige manier. Nee, glad nie. En in die VSA, ek was verstom, laaste paar jaar was ek elke jaar vir 'n paar maande in die VSA. En ek het nooit besef hoe bofbal werk nie, baseball. Ek was onder die indruk, dis soos rugby hier. Hulle speel dit 1 keer 'n week. Nee. 'n Span is gelukkig as hulle 3 dae 'n maand nie speel nie. Hulle speel elke dag. En as dit een dag uitreën, speel hulle die volgende dag 2 wedstryde teen dieselfde span. Hulle speel veelvuldige kere teen dieselfde span. So daar's mense wat letterlik elke dag hulle bofbal wil kyk. En 'n bofbal is nie soos rugby, wat jy is 80 minute en is verby nie. Dit vat ure. En daai mense is pal voor die kassie. Wat beteken hulle oefen nie, hulle is passief en. Ander woorde, hulle is nie fiks nie, hulle is nie in 'n fisies gesonde toestand nie, affekteer hulle verstand, en daarom het jy daai geweldige hoeveelheid obesiteit in die VSA. Iets verskriklik. So, hoe voorkom ons hierdie oormaat in ons lewens? Hoe keer ons dit? Ons moet filter. Nou hoe? Ons moet ons doelwit of doelwitte bepaal. Besluit, wat is vir my die belangrikste? Wat wil ek bereik in my lewe? En die res moet ek uitgooi. Want daar is net eenvoudig te veel. So ek moet sê, wat maak werklik, wat wil ek in my lewe bereik? Ek wil tyd spandeer saam met my familie, ek wil miskien akademies ontwikkel, ek wil een of ander ding bestudeer, maar ek wil ook fiks word. Met ander woorde, daar's al hoe minder tyd vir die ander goed. Ons moet prioritiseer. So, vra jouself af, wat wil ek alles bereik? En bepaal wat voordelig is om daai doelwitte te bereik. Dan moet jy vir jouself kan sê, maar hierdie ding gaan nie maak dat ek my doelwit bereik nie. Ek skuif dit uit my lewe uit. Hierdie gaan nie meer deel wees van my lewe nie. Al is dit iets wat ek geniet, gaan nie oor geniet nie, gaan nie oor onmiddellike gratifikasie, onmiddellike plesier nie, skuif dit uit en fokus op dit wat jou gaan ontwikkel. So,
Prioritiseer doelwitte. Ons gaan nou terugkom na 'n aspek van prioritiseer toe. So, wat is dan die setel van wilskrag? Waar sit 'n mens se wilskrag? Sit hier. Wilskrag is eintlik niks anders as 'n besluit wat jy maak, maar is 'n vaste, ferm besluit wat so vas staan dat dit oorgaan na aksie toe. Goed? Werner het net daai aspek aangespreek. Dis nie net die besluit nie. Dis om dit in aksie te stel, sodat dit fisies 'n verandering kan maak in ons lewens. Wilskrag is dan 'n breinfunksie en wie in beheer is 'n besluit. Dis ons wat besluit. Gaan die liggaam vir my sê wat om te doen, of gaan my verstand vir die liggaam sê wat om te doen? Dis die enigste twee opsies wat daar is. En die vraag is dan, wat is jou besluit? As jy sê, maar ek het nie regtig wilskrag nie, het jy ooit die besluit geneem om te sê, maar ek wil iets hieraan doen? Dis waar die groot probleem lê, is hier. Dis nie dat dit nie gedoen kan word nie. So waar begin ek? Onthou daai prioriteite waarvan ons gepraat het? Ons het net al gesê, filter uit, bepaal wat is die prioriteite van wat jy wil doen. Maar daar is een aspek waarin ons nie 'n keuse het nie. Ons kan kies, maar ek wil vorder in terme van my kennis van die Bybel, of ek wil vorder in terme van my betrokkenheid by evangelisasie, of wat ook al. Maar voordat jy nog by enige van daai aspekte uitkom, moet jy die wilskrag ontwikkel om dit te kan doen, en die brein beheer wilskrag. So ons moet begin by dit wat die wilskrag gaan ondermyn, om dit uit te sny. So alles wat die brein beïnvloed, gaan uit die aard van die saak die wilskrag ook affekteer. Nou volgens Kenny McGonigal, die voorste kenner in wilskragstudies, is daar 4 aspekte wat loshande die grootste effek op wilskrag het. Loshande, sonder enige twyfel. En daai 4 aspekte is: nommer 1, wat jy eet, nutriënte. Hoekom? Hoekom het wat jy eet 'n effek op jou verstand? Want sekere kosse, sekere dinge wat jy drink, beïnvloed die funksionering van jou verstand. Is alkohol enigstens goed vir jou verstand? Absoluut niks van alkohol is goed vir jou verstand nie, so dit moet uitgesny word. Want dit verdoof jou. Nou net so, baie ander tipe van kosse, ensovoorts. Die tweede aspek, of jy fisies aktief is, of nie. Hoekom het dit 'n effek op jou brein? Wat het oefening enigstens te doen met jou brein? Ons gaan binnekort vinnig kyk daarna. Die derde ene, of jy genoeg rus. Om te rus, om te slaap, om genoeg te slaap, is van kardinale belang vir jou verstand. Dis tot so mate belangrik, dat hulle, ek gaan nou die Engelse term gebruik, sleep deprivation gebruik, as 'n metode om mense te martel. Hulle reken dat as jy vir 4 dae iemand verhoed om te slaap, en die manier waarop hulle dit doen, is hulle het verskillende mense wat in sarsies werk, dan sal hulle sorg dat hulle die persoon wakker hou. Die oomblik wat dit lyk asof die persoon wil slaap, gooi hulle die persoon met water, of hulle speel harde musiek, of hulle doen een of ander ding, skyn helder ligte op die persoon, wat ook al. Hulle reken as jy 'n persoon vir 4 dae kan verhoed om enigsins slaap te kry, nie eers vir 'n minuut slaap te kry nie, dan is die potensiaal geweldig groot, meer as 70%, dat daai persoon permanente sielkundige skade opdoen. Jou brein moet vir jou bewustheid afskakel. Jou brein slaap nie, maar hy het nodig dat jy slaap, sodat hy homself kan herorganiseer. Nou, die uitdaging wat ons het, veral met baie jong mense, hulle ontneem hulle self slaap, sodat hulle later kan party, later op sosiale media kan wees, en. En op 'n baie lae vlak is hulle eintlik besig om hulle self potensieel permanente skade aan te doen. Mense besef nie hoe belangrik ordentlike en genoeg slaap is nie. Kardinale belang. En dan ook stimulus, daai doelgerigte breinontwikkeling. So ons gaan vinnig kyk deur al 4 hierdie aspekte. Eerstens nutriënte.
Wat jy eet beïnvloed jou brein positief of negatief. Daar is sekere dinge wat nie regtig 'n effek op jou brein het nie. Dit maak nie 'n groot verskil nie. Maar byvoorbeeld, as jy suiker eet, het dit nie net op jou bloeddruk 'n effek nie, dit het ook 'n direkte effek op jou brein, op jou verstand. Net so met baie ander verskillende chemikalieë wat jy inneem. So, kies kos wat die brein en dis die wilskrag ondersteun en versterk. Nou waarom begin met breinkos? Omdat die effek van breinkosse eksponensiële groter effek op die werking van die brein en dus op die ontwikkeling en vestiging van wilskrag het. Kyk 'n bietjie na hierdie aanhaling. Dit kan nie te dikwels herhaal word nie, dat alles wat in die maag opgeneem word, nie net die liggaam beïnvloed nie, maar uiteindelik ook die gees. En met daai in die Engelse weergawe maak dit baie duideliker, met gees bedoel sy verstand. Jou verstand beïnvloed jou denke. Swaar en prikkelende kos maak die bloed koorsig. It makes the blood fever. Dis moeilik om dit in Afrikaans uit te druk, maar dit maak eintlik dat jou bloed onrustig is, wil ek amper sê, in jou. So, dit prikkel die senuweestelsel en dikwels dof die morele waarneming, sodat rede en gewete deur die sensuele drange oorweldig word. Dit is moeilik en dikwels byna onmoontlik vir iemand wat onmatig eet om geduld en selfbeheersing uit te oefen. Vandaar die besondere belangrikheid daarvan om kinders, wie se karakters nog ongevormd is, slegs gesonde en onprikkelende voedsel te gee. Dit was uit liefde dat ons hemelse Vader die lig van gesondheidshervorming gestuur het, om te waak teen die ewels wat volg uit onbeheerde toegee aan die eetlus. Wat ons kinders voer, het 'n geweldige effek, selfs op hulle morele waarneming en wat hulle moreel gaan wees, as langdurige blootstelling aan verkeerde kos hulle ondermyn. Hulle moenie goed eet wat sleg is vir die verstand nie. Nou, in Suid-Afrika is ons relatief gelukkig. Ek sê nie ons kos is goed nie, maar is aansienlik beter as dit wat hulle in die VSA op die rakke het. Ek het opgemerk daar, as jy byvoorbeeld daar Albury en Flakes gaan koop, alhoewel die maak dieselfde is as hier, dit proe nie dieselfde nie. Daar is dit so soet, dis amper walglik, want dis oorversuiker. Hulle sal dieselfde produk in die VSA verkoop en in Suid-Afrika verkoop en hy proe nie dieselfde nie, want in die VSA laat hulle kosmaatskappye toe om goeders in hulle kos te sit, wat in Suid-Afrika, in Australië, in Asië en in Europa en in Suid-Amerika totaal en al verban word. In ander lande word dit geklassifiseer as not fit for human consumption. In Amerika is dit in hulle kos. Dis skrikwekkend. Die CDC is 'n grap. 'n Totale grap, want hulle laat goeders in hulle eie land toe, wat geen ander land sal nie. En jy kan dit agterkom as jy met hulle jong mense werk. Dan die tweede aspek, oefening. Oefening het 'n positiewe effek op die funksionering van die verstand. Waarom? Dit verhoog bloedvloei na die brein, wat 'n baie goeie ding is vir daai breinontwikkeling en vir die brein om wakker te wees. Dit bevorder interaksie tussen liggaam en verstand en die fynere beheer van die liggaam. So, hoe meer 'n kind, en dis die uitdaging vandag, kinders wil heeltyd op hulle fone wees of hulle wil agter 'n skerm wees. In ons tyd het ons boom geklim en sulke tipe van goeders gedoen. Vandag se kinders is oor die algemeen swaarder as die kinders in my tyd. Hoekom? Want hulle is nie meer so aktief nie. Hulle is nie meer so sterk nie. Hulle kan nie hulle self meer optrek nie. Hulle kan nie meer hulle self eers self net in die lug hou aan hulle hande nie. Want hulle het nie daai blootstelling aan die fisiese aktiwiteit nie. Hulle het ook nie altyd die vaardigheid om raak te vat en sovoorts en die koördinasie nie. Want dit het nooit ordentlik ontwikkel nie. Want is vervang deur skerms en enigste ding wat hulle meer mobiliteit mee het is hulle duime om te kan tik en te kan speel. So, stiltyd. Slaap het 'n baie positiewe uitwerking op jou breinfunksie. Te min slaap word geassosieer met verlaagde wilskrag en die vermoë om die wil te laat geld. So slaap is van kardinale belang.
'n persoon wat moeg is, sal baie makliker val voor 'n versoeking as iemand wat ordentlik uitgerus is. Dit is maar net hoe dit is. So, die brein is die setel van die hele mens. Die verkeerde gewoontes ten opsigte van eet, klee en slaap beïnvloed die brein en verhinder die bereiking van dit wat die student begeer. 'n Goeie verstandelike dissipline. Enige deel van die liggaam wat nie met sorg hanteer word nie, sal sy besering aan die brein telegrafeer. Daar moet baie geduld en volharding uitgeoefen word om die jeug te onderrig hoe om hul gesondheid te bewaar. Hulle behoort goed ingelig te word oor hierdie saak, sodat elke spier en orgaan so versterk en gedissiplineer kan word, dat daar 'n willekeurige of onwillekeurige aksie die beste gesondheid kan voortkom en die brein versterk word om die las van studie te dra. Wat sê sy hier? Dit gaan oor om die brein optimaal te kan ontwikkel, want ons aanslag is nie primêr teen die liggaam nie. Ja, die liggaam kan 'n instrument word wat Satan gebruik, maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis hier. Dis hier waar Satan ons probeer ondermyn. En deur verkeerd te eet, alhoewel baie mense dink dis 'n totale oordrywing, as hierdie ding swak is, het Satan 'n groter kans om ons te ondermyn, om ons te laat val. En dan die laaste een is stimulus. Doelbewuste gebruik van die breinfunksie van 'n spesifieke deel van die brein het tot gevolg dat die digtheid van daardie deel van die brein verhoog. Hierdie verandering in digtheid is reeds meetbaar in so min as 'n maand. Die oomblik wat jy daai neurobane begin bou, die oomblik wat jy vir jouself doelgerig sê, ek wil ontwikkel wat hierdie aspek aan betref, en jy doen dit elke dag en gereeld, dan ontwikkel daai neurobane en daai aspek van wat jy beoefen het, word sterker, word makliker, word eenvoudiger. Toe ek die navorsing doen vir hierdie, toe kom ek op 'n spesifieke ding af, wat ek gedink het, maar kom ons stel dit op die toets, kom ons proef dit. Hulle praat oor die interaksie tussen jou linker en jou regter brein. En hulle sê een van die eenvoudige toetse, een van die dinge waarin jy dit kan ontwikkel, omdat jou linkerkant van jou brein beheer die regterkant van die liggaam en die regterkant van die brein beheer die linkerkant. Met ander woorde, enige ding wat jy doen wat daar interaksie tussen hierdie twee gaan wees, ontwikkel ook die brug tussen die twee. En hulle stel toe voor dat hoe jy dit kan toets is om te goochel. Wie weet wat beteken goochel? Dis die mooi Afrikaanse woord vir juggle. Goochel. En ek kan dit met 2 balle doen, dis maklik. Maar nou moet jy dit met 3 doen, en dan moet 4 doen, ensovoorts. En omdat dit beide kante, en dan nou die koördinasie verg, moet jy dit ontwikkel. En ek besluit, ek gaan dit 'n kans gee. En daar het ek agtergekom, jou brein terwyl jy slaap, hou nie op ontwikkel nie. Ek is nie 'n verskriklike geduldige mens as dit kom by sekere goed nie. En goochel is een van daai goed wat ek nie baie geduld voor gehad het nie. En ek besluit toe, maar ek gaan ook nie ure hier aan spandeer nie, want ek het nie gedink hierdie goed werk nie. So ek besluit, ek gee myself 5 minute elke aand. Teen dag 4 kon ek ten volle juggle. Ek was elke volgende oggend, nadat ek het gedoen het voor te gaan slaap, nadat ek het probeer het en totaal geval het die eerste aand, het ek het begin stadig aan, beter reg kry die tweede aand, die derde aand redelik goed, en van die 4de aand af tot nou toe, dis nie 'n probleem nie. Dis soos fietsry, jy onthou dit. Jy kan miskien nie al die toertjies mee doen nie, maar die basiese van fietsry is daar. Die basis van goochel is daar. Nou, hoe kan ek beter wees elke volgende dag? Ek het dan nou mos geoefen daai vorige. Want jou brein, as hy met 'n probleem gekonfronteer word, skakel nie af wat die probleem aan betref nie. Hy hou aan. Ek gaan julle een interessante staaltjie vertel. Jare terug is ek besig om 'n projek te ontwikkel vir die Universiteit van Pretoria. Ek was een van die persone op 'n span wat hulle webblaaie ontwikkel het.
En in die program wat met die database skakel, is daar 'n probleem. En die res van die ding is klaar 'n dag voor die tyd. En die laaste dag moet ek net hierdie een foutjie opspoor en ek kry hom nie. En ek staan vroeg op. En op daai stadium 'n bediende daar by my gewerk, sy kom in, sy maak vir my ontbyt, sy bring vir my ontbyt. Ek eet dit so op die kant, maar ek's gefokus op hierdie probleem. Naderhand bring sy vir my middagete. Ek het nie eens besef wat soveel tyd verbygegaan nie. Sy bring vir my iets om te eet net voordat sy weg is. Daai aand is dit donker buite. Toe is ek moeg gesoek. Daai probleem, ek kry nie die fout nie. En ek besluit, ek het dit nou gehad, dis nou maar so. Môre, ek weet nie hoe ek gaan verduidelik nie, maar dis nou maar so. En ek gaan slaap. 2:45 die oggend word ek wakker. Maar oombliklik, so, waarwyd wakker. Ek staan op, stap na my rekenaar toe, skakel hom aan, gaan na 'n spesifieke lynkode toe, maak die foutjie reg, skakel die rekenaar af en ek gaan slaap. Hoe werk dit? Ek het geslaap. Jou brein slaap nie. Jou brein sorteer. Jou brein prosesseer terwyl jy slaap. En my brein moes daai foutjie iewers opgetel het en agtergekom het, maar ek het in my aktiewe denke nie daai probleem opgetel nie. Brein sorteer dit uit, so. As jy die moeite doen om aan 'n probleem te werk, en partykeer 'n probleem wat jy vir jouself gee, om jouself te frustreer, gaan jy ook groei daardeur, al het jy geslaap. Dan, Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel reken, so is hy. Afrikaans is nie so duidelik soos die Engels nie. For as he thinks in his heart, so easy. Hoe jy dink is hoe jy is, hoe jy word. Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Hoekom sê hy so? Hoekom maak hy hierdie aanbeveling? Want hy weet, positiewe denke gaan jou ook positief stem. Negatiewe denke gaan jou negatief stem. En hy beveel aan, bedink dit wat goed is. Bedink dit wat is volgens die beginsels van God, want dit gaan jou ook in jou lewe rig. Nou, baie belangrik, kyk 'n bietjie hierna. Bewaak jou gedagtes, onthou dit begin hier, bewaak jou gedagtes, want hulle word jou woorde. Is dit waar? Soos jy dink, so gaan jy praat. Volgende een, bewaak jou woorde, want hulle word jou aksies. Verseker. Bewaak jou aksies, want hulle word jou gewoontes. Bewaak jou gewoontes, want hulle word jou karakter. Bewaak jou karakter, want dit word jou lotsbestemming. En so word jou lotsbestemming eintlik bepaal deur wat jy aanvanklik gedink het. Want soos die persoon dink, so sal die persoon uiteindelik na vele prosesse word. Nou gaan toets dit. As jy 'n probleem sien in iemand, of iets positief, gaan vra maar 'n bietjie uit, gaan ontleed 'n bietjie die persoon se lewe, jy gaan kan terugtrek na hoe daai persoon dink. So dit begin hier. Ons bepaal vir onsself hoe ons dink. Die verandering begin hier. Dan, dit is nooit 'n saak van kan jy nie. Dis 'n saak van wil jy. Want met meeste dinge kan jy nie in die begin nie. En dis oukei. Dis oukei om nie nou te kan nie. Maar as jy wil, dan kan jy jouself dryf tot op die punt wat jy kan. So moenie sê ek kan nie. Dis woorde wat ek kan dit nie hanteer as iemand sê ek kan nie. Jy kan. Vraag is, wil jy? Kyk, vir my pa moet jy nie gesê het, ek kan nie. Woorde wat hy net eenvoudig nie aanvaar het nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan. As jy wil, dan kan jy. So maak jy 'n besluit. So, dit is baie soortgelyk aan daai beginsel van geloof en werke. Kan jy sê dat jy iets glo as dit nie wys in jou lewe nie, as jy dit nie doen nie? Geloof sonder werke is volgens die Bybel dood.
Moenie sê, ek wil dit, maar daar's geen aksie nie. As daar nie aksie is nie, dan beteken dit jy wil nie regtig nie, want as jy werklik wil, dan gaan dit oorsit in aksie, sodat wat jy ook al wil kan realiseer. So, wilskrag bepaal op die ouende jou leefstyl. Kyk 'n bietjie na hierdie tipiese plakkaat wat hulle in 'n gimnasium sal hê. You can't accomplish goals you're not fully focused on. Good health doesn't just happen by itself. Onthou wat ek gister na verwys het, you can't fake fitness. Dit gaan wys, as jy werklik wil, gaan dit wys. Johannes 21 vers 18 tot 22 sê, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dis Jesus se woorde aan Petrus, en hy sê, en dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Wat was die Here se woorde aan hom? Hy sê vir hom, volg my. Maar ons is baie soos wat Petrus was in hierdie geval. Want wat gebeur? En Petrus het hom omgedraai en die disipels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is die verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom. Wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Baie keer is ons verskoning iemand anders, of nie noodwendig iemand anders nie, iets anders. In hierdie wilskragstryd is daar altyd ruimte vir 'n verskoning, as jy dit toelaat. Dis daai persoon wat my verhoed, of is hierdie omstandighede wat my verhoed, of wat ook al. As jy dit genoeg begeer, as jy dit regtig wil hê, gaan jy enige ding wat in jou pad staan op sy skuif. Enige ding, maak nie saak wat nie. So, die uitdaging is, ek dink ander of iets anders staan in my pad, maar dit is nie iets of iemand anders nie. Geestelike groei. Met geestelike groei is daar nie tyd vir kompeteer nie, dis tyd vir absorbeer. Moenie jouself vergelyk met ander mense nie. Party mense groei geestelik vinniger, party mense weens baie jare se studie is verder. Moenie jouself vergelyk met 'n ander persoon nie. Elke persoon het hulle eie verhouding met die Here, het hulle eie roete, hulle eie pad, hulle eie weg met die Here. Moenie jou vergelyk met ander nie. Moenie soos ander probeer wees nie. Ek sien nou in die FSA predikant wat hy's 'n student van een van die baie bekende Amerikaanse predikante. En ek woon 'n diens by Pioneer Memorial Kerk, Andrews Universiteit se gemeente. En alles wat die ou doen, probeer hy letterlik klink soos, beweeg soos die predikant wat sy held is. Moenie iemand anders probeer wees nie. Daai predikant sal nooit sy volle potensiaal kan bereik nie. Want hy wil nie wees wie God hom wil maak nie, hy wil wees soos 'n ander predikant. As God wil gehad het, met 'n eksakte duplikaat gewees het, sou daai ander predikant 'n tweelingbroer gehad het, wat ook 'n predikant geword het. Elke persoon is uniek. Unieke talente, unieke vermoëns ensovoorts. So, moenie vergelyk met ander nie. Gebruik hierdie geestelike groei as 'n tyd om te absorbeer, en hoe meer jy absorbeer, hoe beter. Don't compare yourself to others, compare yourself to the person from yesterday. Hier is 'n tipiese plakkaat wat jy in 'n gimnasium gaan sien, maar in die Christelike konteks, don't compare yourself to others, compare yourself with Jesus. Hy is die enigste maatstaf. Moenie kyk na ander nie, kyk na Jesus. Dis met hom wat ons in verhouding staan, dis met hom en deur hom wat ons geestelik kan groei. Dan nog 'n bekende plakkaat wat hulle baie keer gebruik. Today is my tomorrow. It's up to me to shape it. To take control, to seize every opportunity. The power is in the choices I make each day. Eat well. I eat well, I live well, I shape me. Dis waar vir die algemene lewe, buite die Christelike konteks, maar let mooi op na daai I shape me.
Want dis waar ons die verskil gaan kry tussen die gewone sekulêre wêreld en binne ons geestelike konteks. I shape me, maar kyk na die I. The cross shapes me. Ons fokus is op Christus, ons fokus is op die kruis, ons het 'n wilskrag gekry, wat ons ook moet ontwikkel, om soveel as moontlik te verander, na hoe Christus was, die perfekte voorbeeld. Dis waar geestelike groei begin, om te sê, nie ander mense nie, nie ander dinge nie, Christus. Dis my doel. En om enige iets wat die struikelblok tussenin is, te verwyder. So, wilskrag word primêr beïnvloed deur nutriënte, oefening en stiltyd, waar sonder wilskrag eet ons nie reg nie, oefen ons nie en rus ons nie genoeg nie. Die siklus van is selfondersteunend en selfondermynend. Selfondersteunend as ons dit toepas, selfondermynend as ons dit nie toepas nie. Die geringste moeite wat ons insit, aktiveer die hele stelsel en versterk die wilskrag wat die dryfkrag agter ons sukses is. In die wilskragweek, onthou hierdie was inleidend, hierdie is net die oppervlakte, dis soos 'n klippie wat op die water hop en net so nat raak soos wat hy hop. Die volledige week opleiding wat wilskrag aanbetref, gaan in praktiese detail in. Daar kyk ons na wilskrag in die brein, presies hoe dit werk. Hoe bou ek wilskrag en dissipline, praktiese applikasie daarvan, wilskrag en die wil van God, van kardinale belang, want ons wilskrag kan ons in ons algemene lewe gebruik vir sekere voordele hier, maar eintlik wil ons wilskrag rig om die wil van God in ons lewens te laat realiseer. Môre aand kyk ons na die volgende aspek, na nutriënte. Is daar enige vrae oor dit wat ons vandag bestudeer het? Geen vrae nie. Goed. Kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons gehad het om te kyk na hierdie aspek van wilskrag wat van kardinale belang is, ook vir ons in ons strewe tot geestelike groei. Here, en van hierdie aspekte het ons moontlik aangespreek in hoe ons dinge doen, wat ons doen. En ons weet hierdie proses van geestelike groei gaan nie van self kom nie, dit gaan ook nie maklik wees nie, maar dit begin by besluit. En ek vra dat U elkeen van ons wat hier is weer opnuut sal bring op 'n punt wat ons sê, maar ek wil my besluit vir Christus hernie. Hernie om te sê, maar ek wil groei in Christus, want die kruis vorm my. Ek wil nie gefokus wees op ander mense of ander dinge nie. Ek wil gefokus wees op die ewige lewe, die ewige bestaan, saam met Jesus Christus. Maar nie om dit alleen te bereik nie, maar om daai geestelike wasdom te bereik, sodat ek ander mense ook saam met my kan vat, om Christus te leer ken as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Here, gee vir ons daai moed van die oortuiging, om nie net die besluit te maak nie, maar ook daai besluit in aksie te plaas, sodat daar werklik verandering in ons lewens kan wees, waarneembare groei kan wees, nie sodat ander dit kan sien nie, maar sodat die liefde van Christus tot 'n groter realiteit kan word, in ons lewens, en deur ons lewens, ander ook bereik kan word. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.